Goeiemôre, dit is Maandag die 17de Maart. Vanoggend gaan ons saam lees Lukas 13 vanaf vers 31. Hier skryf Lukas vir ons, juis op daardie tydstip het sommige fariseërs vir hom, dit is Jesus, gesê, gaan weg hiervan af, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy antwoord hulle. Jesus is op pad Jerusalem toe, wetende dat hy daar gevang gaan word, gekruisig gaan word, en nou kom van die fariseërs, wat eintlik nie van Jesus gehou het nie, en hulle kom sê vir hom, jy moet dalk eerder hiervan af wegvlug, want die koning Herodes wil die doodmaak. Nou, ons is onseker of hierdie fariseërs opreg was, en die dat hulle Jesus kon waarsku het, en of hulle eintlik maar net vir Herodes as 'n verskoning gebruik het, om vir Jesus te sê, bly by Jerusalem weg. En so te keer dat hy in die hoofstad ook beroering bring en mense verander en mense opsweep in hulle oë. En dan kom die wonderlike dat Jesus vir hulle sê nee. Maar hy antwoord hulle, dat Jesus uiteindelik nie hier aan mense gehoorsaam is nie, maar eerder aan God. In ons eie lewe gaan ons baie keer waarskuwings kry wat sê, as jy op hierdie pad aanhou, gaan jy moeilikheid optel, gaan die wêreld teen jou draai, gaan dinge moeilik raak of ongemaklik raak. En dan is die vraag, aan wie jy gehoorsaam? Aan God of aan mense? En daar moet ons bid dat die Heilige Gees ons help om te onderskei tussen sy wil en mense se wil. Ja, baie keer stuur God mense om het vir ons 'n boodskap te gee en ons te waarsku, dat ons 'n pad moet stop en eerder 'n ander pad moet loop. Daarom moet ons naby aan hom leef, dat ons deur sy Gees kan hoor wat sy wil vir ons lewens is. God se wil vir Jesus was dat hy wel Jerusalem toe gaan, dat hy wel daar gaan preek, dat hy gevang word en gekruisig word, dat hy uit die dood uit opstaan. Maak seker jy hoor God se stem en ken sy wil vir jou lewe. Here, u praat met ons, deur die woord, deur die Gees, Here, deur ander gelowiges, ja, soms deur vreemde mense en dinge wat in die wêreld gebeur. Help ons, leer ons deur die Gees om u stem te ken en te kan onderskei. En Here, om dan gehoorsaam te wees aan u. Here, dat ons gehoorsaam sal wees soos Jesus, ja, selfs tot in die dood. Bewaar ons daarvan dat ons net vir onsself leef, vir ons eie gewin en agter ons eie kop aan. Help ons, Here, om regtig te hoor wat u van ons vra en dit dan te gaan doen. Ek bid dit vir elkeen van ons in die gemeente, vir elkeen wat hierna luister, dat hulle u stem sal ken en met oortuiging, met opgewondenheid en dankbaarheid u sal volg. In Jesus se naam. Amen.